Môre julle. Vanoggend kuier ons weer lekker saam hierso by Tussen Koffie en Genade. Ek is Lisel van Sail en vir die volgende 2 ure gaan ons 'n bietjie gesels oor jou gesondheid. So ons is nou besig met 'n nuwe reeks wat ons bietjie gaan praat oor belê in jou gesondheid. Vandag gaan ons spesifiek 'n bietjie praat oor kies om gesond te lewe. Ons is nou in die lente. En dit is so lekker net om weer 'n bietjie buite te kom en weer te beweeg, want as dit so koud is, dan is dit baie moeilik om aan die gang te kom. So ons gaan 'n bietjie gesels, want elkeen van ons het 'n keuse hoe gesond ons gaan lewe. Deur om intentioneel te kies hoe ons dit gaan inwerk in ons lewe en of ons dit wel 'n prioriteit gaan maak. Ons kan alleenlik kies wat ons gaan eet en wat ons gaan drink, of ons kan net dink, weet jy wat, ek gaan net eet en ek gaan net lewe net soos wat ek wil, ek is nie lus vir oefeninge nie. Maar dan moet ons ook bereid wees om saam met die konsekwensies te gaan wat dit mee gepaard gaan. So hier is dit regtig 'n keuse en ons gaan 'n bietjie praat ook oor Bybelse beginsels en hoekom dit so belangrik is om geestelik, fisies en in jou sielsvlak na jouself te kyk. Want jy kies hoe gesond jy gaan wees. En dit het 'n direkte invloed in hoe jy eendag gaan oud word. So dis letterlik 'n belegging wat jy doen in jou lewe. Want jy moet nou al kies, hoeveel pyn wil jy hê as jy ouer is? Hoe moeilik wil jy oud word? En hulle het al oor en oor en oor bewys. Mense wat konstant aktief is. En ek bedoel nie jy moet elke dag 10-20 kilometers gaan hardloop en 30 kilometers met 'n bergfiets hierdie berg uit trap nie. Ek bedoel net om fisies sekere goed en sekere beginsels in jou lewe in plek te sit. Want ek self het al ondervind die gevolge daarvan wanneer jy nie gesond is nie. So vandag gaan ek vir julle 'n bietjie vertel oor die journey wat ek geloop het met uitbranding, die simptome wat mens het, die redes hoekom mens by uitbranding uitkom en hoe om dit te voorkom en wat om te doen as jy wel op daai punt is wat jy voel jy kan nie meer cope en jy voel heeltemal uitgebrand. So gaan bel 'n vriendin, kry 'n notaboekie, verseker as jy sit met 'n konstante moegheid in jou lewe. Dan sal ek voorstel dat jy bietjie die volgende 2 ure op een kant sit en ons gaan dan 'n bietjie gesels oor die verskillende elemente. Nou hierdie is 'n baie breedvoerige onderwerp en daar's soveel detail as dit kom by uitbranding. So, ek gaan dit oor die volgende paar weke bietjie opbreek en dan gaan ons oor spesifieke beginsels praat en spesifieke dele, want op die ouende gaan dit oor balans. So kry vir jou koppie koffie. Ek is nou weer terug. Welkom terug. Jy kuier saam met Lisel van Sail. En vandag gaan ons 'n bietjie praat om te belê in jou gesondheid. So ek wil vanoggend graag vir julle net so 'n deeltjie van my getuienis deel. En dit is eintlik vir my so 'n full circle moment, as ek dit so kan stel, om nou 9 jaar na my genesing, kan ek sê, terug te kan kyk en uit die perspektief te kan praat van before and after. Want in daai oomblik of in die proses of in my journey toe ek so siek was, het dit gevoel dit gaan nooit eindig nie. So wat gebeur het was, ek was baie aktief. Het klomp besighede gehad en sekere projekte wat ek mee besig was. En toe het ek na my kindertjies begine kry en ek het agtergekom, ek doen nie goed met my slaap nie. So die eerste swangerskap het my redelik gevang en so teen 2 jaar toe het ek begin weer cope en ja, jy is nog jonger, so jy kan nogal jy het nou of soos 'n bounce back, so jy kan weer aan die gang kom maar ek kon agterkom, maar hoe sit laat sekere mammas babietjies kry en dan hardloop hulle weer marathon en daai ding het my gebother, want dit het vir my gevoel, ek sukkel om weer by te kom. Met die tweede swangerskap was dit nog bietjie moeiliker, want nou het ek 'n toddler en jy het 'n babietjie en ek het toe nou nog 'n besigheid ook gehad.
Maar met dit alles, dis partymal so interessant hoe die Here jou op 'n journey sit, want op die ouende gaan dit ook, wanneer jy begin kinders kry, dan is dit dat jy half 'n deel van jouself ontdek wat jy nooit geken het nie, en ook, dis of die Here dan jou 'n diepte gee, kan ek sê, want nou ewesklik is dit, jy moet iets van jouself gee buite jouself, en jy kan dit nie eers vir iemand eintlik beskryf nie, so, die groot ding was, toe besef ek, luister, ek en min slaap is nie maatjies nie, maar ek wou so graag 4 kinders gehad het, maar toe besluit ons gaan net gou 'n bietjie 'n breekie vat, so ons het so 'n paar jaar gewag na ons tweede, so ek het 2 seuns gehad, en ek was so 34, toe raak ek weer swanger vir die 3de keer. So ek was ouer, ek het klaar geweet wat kom, so ek het so gebid, Here, gee nie om dit net 'n gesonde kind wees, maar as dit 'n dogtertjie is, gaan ek regtig jubel en juig. So ek was baie opgewonde toe ons nou hoor ons is swanger, en toe ek hoor dis 'n dogtertjie. Julle kan net dink hoe opgewonde was ek, want ja, dit was regtig 'n droom vir my gewees om graag eendag 'n dogtertjie te hê. Maar ek het dadelik agtergekom hierso by die 7de maand, of by die laaste trimester, het ek agtergekom, hierdie ene is veral anders as die eerste 2 swangerskappe. Jy weet jy's moeg, jy weet jy kan nie meer lekker alles doen nie, maar hierdie was 'n ander moegheid. Ek was nou letterlik, ek onthou nog met al 2 my ander swangerskappe, het ek tot die einde nog shopping gedoen, en jy het half aangegaan. Ek dink die laaste week of so, toe het ek het nou bietjie rustiger gevat. Maar letterlik op die 7de maand, toe het ek begin agterkom, ek loop letterlik van een winkel na 'n ander winkel, dan is ek so duiselig en uit asem, dat ek wil omvat, dat ek wil flou word. En ek het dit nou maar net gesien van, ek is seker ouer, my liggaam moet nou maar aanpas, en jy redeneer dit weg. Maar die lank en die kort is, ek het hierdie dit was 'n keiser gewees, so dit was al klaar ook daai trauma, kan ek sê, op jou sisteem, want dit was my 3de keiser, en met dit saam het ek die sterilisasie ook gehad, en dit was nogal, ek dink, waar die draaipunt was, want ek dink daai het 'n skok op my sisteem gesit, en ek het daai tyd dit nog nie besef nie, maar my liggaam was al klaar besig om deur burn-out te gaan. Die lank en die kort is, my dogtertjie was, en ek was verskriklik moeg, natuurlik haar eerste maand, maar ek het dit baie rustig gevat, ek was net by die huis, maar op 4 weke, toe gaan ons uit, en net omdat my man gesê het, luister, jy kan nie so by die huis wees nie, en sy is so 4 weekies oud, en ons gaan na shopping center toe, en ek sal dit nooit vergeet nie, ons is op 'n spesifieke plek in hierdie shopping center, en 'n vrou kom, en sy vat aan my kind se gesig, en op daai oomblik, ek wou haar nog keer, toe het sy al klaar na gesiggie gevat, en mense dink jy is obsessief, maar mens doen nie dit nie. Letterlik net daarna, toe word sy opgeneem in die hospitaal, dodelik siek, toe het sy breinvliesontsteking gekry. Ek weet nie of dit nou spesifiek van dit was nie, maar dis al waar sy kon blootgestel word om, ja, maar die lank en die kort is, hierdie kind lê toe in die hospitaal, en ek is self nog moeg, jy borsvoed, jy voel nie lekker oor jouself nie, jy kan nie slaap nie, ek het baie gesukkel met insomnia op daai stadium, en obvious, jy voet ook mos nou gereeld deur die nag, so jy kry maar min slaap. So dit was een ding op die ander ding, so daar was klomp triggers. Maar toe ons nou hierso by 6-7 maande kom, toe het ek gemiddeld 2 ure 'n aand geslaap. En ek meen hulle gebruik dit as 'n torture, om mense te torture, om hulle nie te laat slaap nie, as hulle sekere goed uit hulle wil, weet jy, as jy nou die spy movies kyk, as mens nou daaroor praat. Maar die lank en die kort is, dit is seker die wreedste ding wat jy aan 'n mens kan doen, as jy nie kan slaap inkry nie. En daai het toe nou net gespiral. Ek was naderhand so moeg, ek onthou die eerste 2 jaar van my dogtertjie se lewe, kan ek bitter min onthou. Ek was letterlik 'n zombie. En ek het begin, want ek onthou nou met die eerste 2 swangerskappe, ja, die 2 jaar, en dan gaan jy begin regkom, dat jy slaap maar min na eerste 2 jaar, maar soos die kinders nou meer begin slaap, en bietjie meer onafhanklik raak, nou kan jy mos nou bietjie meer slaap in kry, maar dit was toe nou nie die geval vir my nie. En so toe so by die 3de jaar, toe besef ek is in die moeilikheid. Ek is konstant, daar's nie 'n dag wat ek opstaan wat ek
ooit okay voel nie. In die eerste plek het ek agtergekom ek het die heeltyd so difheid in my kop en dis of jy nie kan dink nie, dis of jy nie kan sien nie. Dis letterlik of ek geen memory gehad het wat om my aangaan. En baie keer ek het so geloop en dan is ons by hierdie funksie, dan sit of ek nie dan sit letterlik of ek half uitzone, dan weet ek nie as ek nou in 'n droom of is ek regtig daar nie. Dis letterlik of jy begin mentally mal raak. En die grootste van alles is dit voel of niemand om jou kan verstaan wat aangaan met jou nie. En dan vra mense, dan sê jy siek, maar jy kan nie eintlik sê wat 'n siekte het jy nie. So ek gaan na dokter, ek was na klomp dokters toe doen en ek weet dis iets met my hormone te doen. Naderhand het ek na 'n spesialis toe gegaan en hy sê toe nie, hy dink ek het Addison's disease. Doen nie toetse en alles. So ons het agtergekom het iets met die bynhiere te doen, maar hulle kon nie 'n konkrete antwoord vir my gee nie. En so maar sit nou maar net van, weet jy wat jy nou maar net aangaan, sit jy op antidepressante, drink slaappille, dis nou maar net part of life. Jene en toe later ek het so gebid en ek het so alleen gevoel want jy kon nie antwoorde kry nie. Jy kan nie verstaan wat dit is wat ek deurgaan nie, maar ek weet ek verbeel myself nie. En wat die ergste is mense het geen simpatie nie. Mense het letterlik vir my gesê ek is lui. Ek moet nou net weet, kom net by in die lewe. Ander het weer vir my gesê, dis net in my kop, jy moet net meer positief dink. En hier was dit vir my regtig naderhand, dat ek nie eers met mense wou praat nie. So jy isolate jouself, want jy voel net niemand verstaan wat dit is, wat jy voel nie. En ek het soveel keer dan bid ek sê ek Here, U sê U sal nie vir ons versoeking bo wat ons kan hanteer nie, maar hierdie voel vir my of dit 20 myl hoër is as wat ek kan hanteer. Maar weet julle wat die awesomeste van hierdie, kan ek sê nou maar 5 tot 6 jaar wat ek deur hierdie adrenal fatigue gegaan het, is die feit dat die Here het toe begin sekere goed vir my kom deurbreek. Want ons het baie Christian clichés, soos byvoorbeeld as daar siekte in jou lewe het, dan beteken dit dis sonde in jou lewe. As daar dit is, ons het altyd 'n koneksie van as jy dit het, dan jy dit nou verkeerd gedoen. En ja, ek sê nie dat, obviously as jy verkeerd gaan lewe in jou lewe, en dit is eintlik waar ek wil uitkom op die ouende, sekere besluite in jou lewe het versekerde invloed gees, siel en liggaam in jou lewe. Maar baie keer is daar dinge buite jou wat die triggers was en die oorsake was wat jy niks beheer oor gehad nie. Soos as daar 'n traumatiese gebeurtenis met jou gebeur, as iemand in jou vasjaag en jy het jou bekken gebreek, as jou beste vriend homself geskiet het, dit is buite jou en dit het tog 'n verskriklike invloed in jou. So ons moet ook net daai balans kry. Maar die lank en die kort is, een van my vriendinne wat daai tyd kanker gehad het, sy is oorlede ook, mis al verskriklik baie, maar die lank en die kort, sy vertel my toe van hierdie dokter wat spesialiseer in auto-immuun siektes. En ek dog nee, jene, dis verseker nie auto-immuun siekte nie, maar dis net moegheid en dis fatigue en dis nou maar seker net van my liggaam is ouer. Jy het mos nou altyd al hierdie verskonings. So vir 2 jaar sit ek met hierdie dokter se nommer en gaan toe nooit na hom toe nie, maar ek dink dit was ook part van die Here wou iets vir my leer en wys, en dit was ook maar deel van die journey. En toe uiteindelik uit desperaatheid in 2015 gaan ek na dokter Stefan Skuman toe. En dit was ook hy wat laas week hier saam met my gekuier het. En in 10 minute, ek was al so moeg om my storie te vertel, want ek was by ginekoloog en ek was by hormonale spesialiste. Rarig niemand kon my antwoorde gee nie. En hier kom ek by dokter Stefan Skuman en verduidelik vir my storie en hy sê, ja, ek gaan jou kan help. En ek is soos, ja, sure. En hy sê, ja, wat jy het, en hy begin toe te verduidelik, en hy sê, 'n mens noem dit adrenal fatigue. En toe hy dit sê, toe align everything. Maar wat ek nie kon verstaan nie was, hoekom kon niemand my daarmee gediagnoseer het nie, hoekom kon niemand my help nie. En toe het hy my nou die backstory verduidelik van, dat dit eintlik 'n nuwe siekte is. Dis 'n nuwe diagnose kan ek sê, want die laaste 20 jaar het ons lewe en ons die hele kultuur waarin ons groot is, in die wêreld, die tipe wêreld wat ons mee groot word met die tegnologie en wat alles so verskriklik vinnig hardloop. So jy is eintlik konstant in stres
En 'n mens is nie veronderstel om so te lewe nie. En dis half ook net hierdie ding van jy moet net aanbeweeg en alles beweeg net so vinnig en daar's al hierdie demands. En dit is so belangrik ook om dan en dis 'n baie spesiale seisoen wat ons eintlik in lewe en awesome goed wat in hierdie leeftyd gebeur wat ons net die laaste 20 jaar al gesien het. Waar in jou lewe het jy al beleef dat 'n hele wêreld gaan stil staan oor 'n epidemie en ek dink ons het baie dinge beleef al in die 20 jaar, maar die lank en die kort is, hy vertel my toe van hierdie Dr. Wilson wat gespesialiseer het in adrenal fatigue en hy het hierdie boek geskryf The 21st Century Sickness. En ek het hierdie boek gaan bestel en ek het hom begin lees soos die Bybel. So ek het eers die toetsie gedoen en alles begin toe vir my in plek val. Maar dadelik net soos ons lewe in 'n kitslewe, dink ek ek gaan nou hierdie medisyne drink. Ag en dan net so 3-4 maande dan gaan ek nou weer okay wees, dan gaan ek weer my ou self wees. Want onthou nou, ek sit nou al 5 jaar met die ding, so my kinders is nou groter, maar dit is, wat vir my so hartseer was, dat baie pap op die grond geval, bedoelende, ek kon nie 100% present gewees het vir my kinders nie, so daar was baie, dit het 'n invloed gehad met my verhoudings met my kinders, hulle het ook al seer gekry in hierdie ding, want ek kon nie die mamma wees, wat ek weet ek moes wees nie, want ek moes letterlik, dit was net 'n cope, en jy kon nie emosioneel amper in jou kinders belê op daai stadium nie, want ek was so leeg. En ook natuurlik in my huwelik met my man het ons redelik baie konflik gehad, want hy kon nie verstaan wat hier aangaan nie. En toe ek na die 3de of die 4de maand agterkom, maar luister, ek voel nie veel beter nie, ek is nog steeds presies daar waar ek was toe ek die diagnose gekry het, want ek was so Oktober maand, onthou ek was by dokter Stefan, ek het Januarie teruggegaan, en ek het hom gesê, luister, ons het nou vakansie gehou en alles, maar ek is nog nie beter nie, en hy het net so gelag. Toe sê ek moet nou net verstaan, hierdie ding het nou 'n lang pad geloop en hy het jou leeg getap. Dit is nou soos 'n skip wat stadig moet omkeer en dit vat tot 2 jaar om weer by 'n plek van genesing uit te kom. En toe ek dit snap, toe was dit ook half soos closure vir my en waar ek ook moes amper vrede maak daarmee om nie okay te wees nie. Om te sê okay, ek kan nou niks doen aan my situasie nie, maar wat is wel in my mag? Ek het ook baie keer, dan het ek so alleen en so hulpeloos gevoel en veral, jy kan hoe geestelik sterk wees, jy kan hoe mentally sterk wees, maar een ding wat ek agtergekom het, as jy liggaamlik struggle met 'n sickness, is dit verskriklik moeilik om 'n gebalanseerde lewe te hê. Ja, jy kan nog steeds kies om 'n goeie attitude te hê, jy kan nog steeds kies hoe jy mense gaan hanteer, maar dit sit verskriklik druk op al die ander sisteme dan van jou lewe. So, daar het ek ook agtergekom hoe ongelooflik belangrik gesondheid is en hoekom ons self so mooi moet oppas en by dit uitkom om nie jouself te druk tot in die rooi nie en dat jou gesisteem, en geen wonder nie, die Here het vir ons in die 10 Commandments gesê, jy moet 'n Sabbat hê, jy moet rus hê, jy kan nie net hardloop 24 km/h, 24/7 'n week nie, jy moet by rus uitkom. Maar die lank en die kort is, dan besef jy, soos ek sê, hoe belangrik jou gesondheid is. Maar ek onthou ook dan, geestelik het dit partymal gevoel, want jy onthou, jy kan geen emosie voel as jy so moeg is nie, omdat dit so groot invloed het met jou sensoriese vlakke en obvious ook jou hormone en die hele goedvoelhormoon is glad nie daar nie. Jy het nie dopamien nie, jy het nie oksitosin nie, jy het al hierdie goed is so haywire en jy het ook nie serotonien nie, so jy voel basies niks, en dan onthou ook, nou is jy nog op hierdie antidepressante ook, wat alles net flatline, maar die lank en die kort is, dat ek net met tye gesê het, Here, dan sit ek my hand so op in die lug, laat ek net fisies dit net vir my 'n realiteit maak, sê ek kan nie voel nie, ek kan nie sien nie, maar ek hou, soos wat ek nou in die lug vashou, hou ek aan die vas. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie waar nie, but I need you. En die lank en die kort was wat die Here toe begin doen het, was goddelik. Want hier kom hy in my donkerste van donker tye, en hy kom breek vir my soveel oop, van wie is jy, wat is jou identiteit,
wat is die beginsels van die lewe wat jou eintlik mens maak en hoe om by vreugde uit te kom ten spyte van jou haaglikste omstandighede. En dit is hierso waar die Here soveel kennisse en klomp soos ek sê, secrets vir my kom reveal het. En dit wil ek so stukkie vir stukkie, ek gaan nou onmoontlik alles met julle kan deel, maar ek gaan sulke snippets met julle deel. Ek het 'n hele kursus wat ek hardloop oor rus in die Here, wat ek hierdie goed in breedvoerig verduidelik. Maar die lank en die kort is, jy kan nie noodwendig beheer wat met jou gebeur nie. Daar's baie goed buite jou beheer. En veral as jy sukkel met soos ek sê, met 'n burn-out of met 'n auto-immuunsiekte wat partymal buite jou beheer is, wat jou liggaam met jou doen. Moet jy vir jouself vra, wat het ek beheer oor? En die grootste ding wat die Here ook vir my geopenbaar het, is hy het letterlik vir my gewys, jou energie is soos liquid gold. En waantoe vloei daai energie? En dit was die kruks van wat toe nou hier uitgekom het. Dit was onder andere, waaraan spandeer ek my tyd? Met wie spandeer ek my tyd? Hoeveel energie waste ons op onnodige, onbelangrike dinge, want ons dink in ons menswees, dit gaan jou laat belangrik voel of lyk, of jy wil mense please, maar hulle worry nie eers oor jou nie, maar jy probeer hulle die hele tyd byvoorbeeld please. Hierdie Here ook vir my kom openbaar die belangrikheid van dankbaarheid, en ek het so paar maande terug met julle 'n bietjie gepraat oor dankbaarheid, ons gaan weer 'n bietjie daaroor praat in hierdie reeks. Maar hierso is dit waar jy letterlik moet leer om jou gevoel van negativiteit en ek wil nie en ek kan nie en jou irritasies partymal letterlik af te sny en te ignore en intentioneel die regte ding te kies, al voel niks in jou lewe in plek nie. Dis hierso waar jy jou kop moet soos daai gevange neem van jou gedagtes en daai hele beginsels wat die Here sê, set your mind and keep it set on things that is above. En hoe daai dan absoluut hierdie goddelike openbaring is, want alles wat ek om my sien is, I don't have the capacity to give. Ek is te moeg om op te staan. Ek weet nie eens hoe gaan ek vandag in die kar ry nie, en so gepraat van kar ry. Ek was in 3 ongelukke, spesifiek ook in hierdie tyd in my lewe, want jy is eintlik 'n gevaar op die pad, want dit is soos iemand wat bietjie babbelas is, want jy weet nie wat om jou aangaan nie. Dis letterlik partymal dat ek nie kan sien nie, jou reaksies is stadiger, so ek het letterlik nie die karre gesien nie, dan staan die kar reg voor my en ek ry en af, was nou nie groot ongelukke nie, was daarom net so stampie, en die mense was gelukkig almal baie kind en ek het so sleg gevoel elke keer, maar die lank en die kort is hierdie Here vir my begin praat en hy het vir my gesê, luister, hier's dinge en mense in jou lewe, en dit was nie noodwendig die groot oorsaak nie, maar dit 'n bydrae gelewer vir my burn-out, wat jy moet begin afsny in jou lewe. En dit is waar people pleasing toe ook inkom, en waar die Here toe vir my wys, dat sekere mense letterlik jou vreugde, jou krag en jou vrede steel. As gevolg van hulle selfsugtigheid en hulle entitlement of hulle beheer en hulle guilt en shame boodskappe wat jy die hele tyd konstant emosioneel moet verwerk. So jy's die hele tyd besig om almal om jou te gelukkig te hou en jy wil die hele tyd people pleasing en people pleasing is een van die grootste redes vir burn-out, dink ek. Want jy sit jou emosies en al jou welstand sit jy letterlik die hele tyd op druk as gevolg van ander mense se druk, wat nie eintlik die autoriteit het, en ook die reg het om eintlik daai druk op jou te sit nie. En baie van hierdie goed word al geleer in ons kinderdae, waar ons voel, jy moet net 'n goeie mens wees, jy moet net 'n oulike soet dogtertjie wees, of 'n so goeie soet seentjie wees, en dan is dit wat mens partymal die heeltyd voel, I need to please people, wat partymal heeltemal uit verband geruk is, en ons gaan baie bietjie nou daaroor praat op 'n later stadium, maar ook die ander ding was wat ek moes geleer het is, dis okay om nie alles vir almal te wees nie. Dis okay dat mense nie okay is met my nie. En daai was die grootste bevryding. Mense kan maar kwaad wees vir my.
Mense kan maar nie van my hou nie, want veral wanneer jy begin opstaan in dit wat die Here vir jou sê om te doen, natuurlik gaan jy persecution kry. Veral as jy gaan begin opstaan vir regverdigheid, mense gaan nie daarvan hou nie. Veral as jy begin opstaan en sê, ekskuus, ek gaan nie meer hierdie abuse toelaat nie. Controllers gaan dit haat, want nou verloor hulle beheer. En die oomblik wat jy okay daarmee is, dat jy nie almal om jou die heeltyd gelukkig te maak nie. So sekere mense gaan verseker ongelukkig wees, wanneer jy nie meer vir hulle gaan gee, wat hulle nog altyd wou gehad het nie. En wat jy ook moet agterkom, dis nie jou probleem nie, dis hulle probleem, en dis partymal nie die mense, dit is selfsugtige mense, dis tykers, dis mense wat die heeltyd entitled is, en dan kom jy nie by dit uit wat die Here wil hê jy moet doen nie. Jy kan net gee dit wat die Here vir jou gegee het om te gee. So ek moes gaan soek het in elke aspek van my lewe, geestelik, emosioneel, liggaamlik ensovoorts. Wat is dit in my lewe wat my opbou en wat my afbreek? Want ek is letterlik, soos die dokter gesê het, besig om dood te gaan. Want as jy nie adrenal fatigue en uitbranding ernstig opneem en jy doen intentioneel dadelik iets en jy vat verantwoordelikheid en sê, okay, ek gaan hierdie ding omdraai, ek gaan hierdie ding stop, ja, dis miskien in jou gene, ja, jy het al hierdie dinge wat dalk geaktiveer kan word in jou gene, maar jy kies of jy dit gaan aktiveer deur jou leefstyl. Dis hier wat ek weer moes gaan leer het, gesonde eetgewoontes, gesonde gedagtes, hoe om gesonde verhoudings te bou en dit wat toksiek is, te identifiseer en te verwyder. Jy gaan nie intentioneel poison eet nie. Jy gaan nie intentioneel dit wil drink nie, want jy weet jy gaan nou nie asem kry nie en jy gaan doodgaan. Jy gaan nie intentioneel met 'n slang speel nie, want jy weet jy het net so 'n paar uur op, seker 'n paar minute, ek weet nie hoe lank vat dit na 'n slang byt om dood te gaan nie. Net so is dit met jou gesondheid, met toksiek verhoudings. Dit is nie van die Here af nie en dit is nie daar om sy koninkryk te bou nie. Want in Hebreërs 12 vers 14 sê dit vir ons, strive to live in peace with everybody and pursue that consecrated and holiness without which no one will ever see the Lord. So people pleasing is nie om vrede na te jaag nie, maar dit is om mense te probeer gelukkig hou, wat in die eerste plek met niks te vrede is nie, en in elk geval nooit in vrede wandel nie, en hulle wil nie vrede hê nie, want hulle wil te maand en te maand, jy moet vir my gee op die manier hoe ek wil hê, en is eintlik self-worship en not God-worship. So op die ouende, dan sit ons die mense bo God, wat eintlik idolatry is. So wat ek agtergekom het ook met my hele journey is, dat elke tweede vrou met burn-out sit en dit nie eers besef nie, want dit het ons normaal geword. So die volgende paar weke gaan ons nou 'n bietjie stil staan en ek gaan vir julle net 'n paar tips deel deur dit wat ek in my journey beleef het. Maar die lank en die kort is ook, wat ek ook net wil noem is, in hierdie journey het ek ook die hele tyd notas gemaak. So ek het ook nou begin die inligting kry, veral kan ek sê van 2015, 2016 het ek begin studies doen. Okay, wat laat my goed voel? As ek gaan gym het, hoe voel ek na dit? As ek gaan dans het, hoe voel ek na dit? As ek gaan stap het, bla bla bla. As ek met hierdie tipe mense was, so ek het alles gaan neerskryf. Alles. Ek het letterlik, as ek dit geëet het, dit het my laat goed voel. Dit het my moeg gemaak. So ek moes letterlik gaan kyk het, wat tap my energie en wat gee vir my energie. En ek dink dit was 2016, die 1 September, staan ek op. En vir die eerste keer, want laat ek net eers dit noem, ek het altyd vir my man gesê, ek wou nooit vir hom gesê het, ek is moeg, ek is dit en ek staat nie, so ek wou nie die negativiteit die hele tyd beleid nie, want ek was elke dag moeg in my lewe. Maar wat ek agterkom het, daar was frequencies, of kan ek sê, daar was 'n fluktuasie, dis eintlik die regte woord. So die een dag sal ek 2 uit 10 voel. Die volgende dag miskien, ek sal maksimum 7, as ek gelukkig is. Baie uitskieter was dit 'n 8, maar gewoonlik hierso 5, 6 is my normaal gewees. En dan jy jou 4 of jou 3 dae. So dan sal ek by die huis kom, as ek sal ek vir hom sê, okay, vandag het ek 'n 7. Dan beteken dit, dis 'n goeie dag. Maar 1 September
2016 het ek my eerste 10 uit 10 dag beleef. Waar ek opgestaan het, letterlik vir die eerste keer in my lewe uitgerus gevoel het en weer mens gevoel het. En dit het ook te doen met sekere medikasies wat ek gekry het, wat ek die regte medikasies wat my gehelp het. En dit was natuurlike goed. Dis glad nie antidepressante of slaappille en enige van daai nie. Ek het so natuurlik as moontlik begin lewe. Ek het juis chemikalie so ver as moontlik probeer uitsny in my lewe. En daar's baie wat ek natuurlik nie kan deel nie. Maar die lank en die kort is, die Here het vir my 'n paar beginsels begine wys en soos ek met die vrouens toe begine werk het, my baie vrouens het toe oor my pad begine kom, wat ek toe nou hierdie journey moes begin loop en ek wou nog self nog sin maak van, okay, maar how in the world? Dit was my so 'n miracle, ek kon nie vir julle beskryf hoe dankbaar as jy net vir 'n mens voel nie. Julle, dis verskriklik en dis hoekom my hart breek vir mense wat sukkel met outoimmuunsiektes, wat kanker het, tot menopause, want jy het baie dieselfde simptome van adrenal fatigue en menopause, is so dieselfde simptome en my hart breek vir mense. So die Here het vir my so 'n paar goedjies uiteengesit en dit spel letterlik vrede en rus. So ons gaan elke week as ons praat, gaan ek sekere akronieme met julle deel. En as jy dan bietjie meer inligting wil hê, sal ek vir julle later bietjie ook vertel waar jy inligting kan kry. Maar ons gaan net gou-gou weer 'n koffiebreek vat en dan gaan ek met julle praat oor die simptome. Want soos ek sê, baie vrouens sit met burn-out en weet nie eers dis burn-out nie. So ek is nou weer terug. Welkom terug julle, ons kuier nou so lekker en ek wil graag gou-gou met julle, ons praat nou oor burn-out, né? En ek wil nou gou-gou met julle praat net oor die sekere simptome wat mens kan beleef en ek kan dalk hier en daar 'n dingetjie mis, maar ek het nou so probeer in my memory teruggaan en onthou wat jy alles beleef, want dit is so oorweldigend in die eerste plek, want daar's alles in jou stelsel gaan haywire. En jy kan nie sin maak wat hier aangaan nie. Ek het laasweek ek en Dr. Stefan 'n bietjie oor gepraat, so ek wil dit bietjie net meer uitbrei en vir julle wat nie kon geluister het nie, dat jy ook dalk 'n bietjie kan gaan koekeloer en dink, jene, het ek nie miskien adrenal fatigue nie of net gewone fatigue nie. Jy kan ook dit gaan Google. Ek dink is van Dr. Wilson wat 'n hele vraelys het aanlyn wat jy kan sê questionnaire about adrenal fatigue, dan ek seker jy sal dit kry. Maar hier's net 'n paar simptome. So ek gaan bietjie emosionele simptome deel, maar ook fisiese simptome. So natuurlik die eerste ene is kroniese moegheid, maar dis 'n moegheid dat jy kan nie jou oë oop kry nie. Jy is net verby moeg. Jy's so moeg dat jy amper partymal nie eers jou hand kan lig nie. Letterlik wat baie gebeur het, is goed het uit my hand uitgeval. Ek sal byvoorbeeld die suiker optel en dit sal net uit my hand uitval, want jou spiere kan nie meer werk soos wat. En dis nie dat jy soos 'n spierdistrofie het of iets nie, dis net letterlik alles in jou stelsel, die koördinasie werk byvoorbeeld nie lekker nie. En dan ook natuurlik een van die grootste oorsake is natuurlik die slaap. Jy staan dodelik moeg op. So, en dan moet jy nou begin koffie drink en suikers en goed, net om jy wil nou opgekikker word en dan dink jy dit help en eintlik laat dit jou net meer crash. En hierso teen 1 uur, 2 uur kan jy nie jou oë oop hou nie. Jy moet amper dan omtrent slaap. En dan ewe skielik 5 uur, dan is jy wakker. Dan jy ewe skielik energie en dan wanneer jy moet gaan slaap, dan kan jy weer nie afskakel nie. So met dit sit jy met insomnia. So dis hoekom jy dan glad nie genoegsame slaap in kry nie, want jou brein kan letterlik nie afskakel nie, want soos Dr. Stefan ook verduidelik het, die story behind it all is jou kortisol vlakke wat so hoog is die hele tyd. So jou kortisol is soos olie wat net uitlek, hy lek en lek en lek. So hy hardloop so hoog dat jy nie aan die slaap kan raak nie. So dit is amper die grootste probleem van die hele situasie. Jy kan op niks konsentreer nie. So jy het letterlik soos 'n mushy brein. Jou brein voel die heeltyd dof en ons vrouens sal daai ding verstaan, van dit voel of jy soos 'n band om jou kop het. Daai hormonale kopsere. Dit is hier oor jou oë en dit voel letterlik of jy nie kan hoor nie en nie kan sien nie. En dit voel of jy dan nie kan redeneer nie. Dit voel letterlik jou brein kan nie werk nie. Jou brein is net gevries.
Met dit alles het jy natuurlik emosionele dinge wat ook gebeur. So daar's woede wat opbou. Hoekom? Want jy's frustreerd. Want jy voel die hele tyd moeg. Jy voel die heeltyd sleg. Jy voel mislik. Jy het nie woorde om te beskryf wat aangaan nie. Jy verstaan nie wat aangaan nie. En dan is jy ook selfkrities op jouself. So jy het ook nou hierdie voices in jouself van hoekom kan ek nie? Hoekom is ek nie goed genoeg nie? En dan as jy kwaad vir jouself, hoekom het jy nie kan nee sê nie? Want nou voel jy klaar oorweldig want daar's al hierdie druk op jou van alle kante af. So daar's 'n konstante irritasie. Daar's 'n konstante negatiewe. En dit is verskriklik moeilik amper of jy jou gedagtes nie kan gevange neem nie, want dit is amper of jy nie die kapasiteit het om dit vas te gryp nie. En dan is dit ook, soos ek gesê het, 'n ongeweldige gevoel van oorweldigheid. Want daar's die heeltyd inligting wat inkom. En onthou, wanneer jy in burn-out het of in adrenal fatigue, dan kan daar stresse altyd om ons. Maar as jy normaal is, kan jy redelik, jy het resilience, so jy kan dit maklik buffer en jy kan stres baie makliker hanteer. Maar as jy op 'n plek is van burn-out en nou eweslik moet jy stres hanteer, het jy glad nie die kapasiteit nie. So jy voel die hele tyd, daar word te veel van jou verwag en dit is dan ook wanneer jy dan angsaanvalle begin kry. En ook hierdie ongelooflike skuldgevoelens van nou kan ek nie wees wat ek moet wees nie. So daar is baie dinge wat hier gepaard gaan. Natuurlik saam met die kopseer wat jy kry jy maagpyne ook, want dit is maar daai hele stres siklus. En die maagpyn is nie noodwendig van die stres nie, dit gaan meer oor jou gut, wat nie meer werk soos wat hy moet nie. Nou kry jy ewesklik allergie, want niks werk meer soos wat dit moet nie. So nou het jy uitslag, jy reageer op goed wat jy nooit op gereageer het nie. Jy's nou eweskielik laktose intolerant, en jy kan eweskielik nie meer gluten eet nie, en goed wat nooit is nie, nou blout jy die hele tyd, en jy kan nie hierdie goed verstaan nie. 'n Ander ding wat ek baie goed kan onthou is, ek was baie kort van asem, en dit gevoel of ek sulke hartklopings die hele tyd kry, wat ek nooit gekry het nie. En ek het dit agterkom veral as ek byvoorbeeld kafeïne gedrink het. Want onthou, jou kortisol levels is al klaar skaai, hy. Wat doen koffie? Hy gooi hom nog hoër en dan begin jy hartklopings kry. Ek moes letterlik vir 'n paar jaar toe nou my koffie uitsny, was ek net moes gedekaf het. Nie as ek 1 koppie koffie gedrink het, dan het ek 'n hele dag so kort van asem en ek kon nie asem kry nie. So sensitief is jy dan vir enige stimulant. Jy voel ook natuurlik dan die hele tyd jy wil huil, wat gepaard gaan met die hele gevoel van maar depressie, want depressie en fatigue is boeties of sissies. Dit gaan hand in hand. Die een gaan nie sonder die ander nie. Fatigue gaan verseker depressie veroorsaak en depressie gaan verseker fatigue veroorsaak. So die tweeetjies is maatjies. Maar soos ek sê, dit hoef jy nie dit te fyn nie. Ek sê nie jy moet daar bly nie, glad nie. Inteendeel, het die Here gekom en my bevrou van depressie in daai tyd, en dit is ook 'n journey wat ek nog met julle sal deel. Maar die lank en die kort is, ek wil nou net by die simptome uitkom. Met dit onttrek jy dan van jou sosiale kringe en jy isoleer jouself, wat juist dan nie goed is nie, wat dan jou meer alleen, meer oorweldig en meer depressief maak, want ons is gemaak om maar tussen mense te wees. Jy voel ook heeltemal hulpeloos, want dit voel vir jou, daar is nie antwoorde daar buite nie, niemand kan jou help nie, en nou moet jy dit maar net aanvaar, dit is nou maar wie jy is. Soos ek genoem het, jy het memory loss. Ek kon niks onthou, as ek nou terugkyk, die eerste 2 jaar veral van my dogtertjie se lewe, het ek so baie uitgemis, want ek het net basies survive. Want wat gebeur is, jou liggaam is in so shutdown mode. Hy beskerm jou hart, jou longe en jou brein. En die res is haywire. En dit is dan basies van, hy stoor net die nodigste. So die onnodigste, hy filter hom net uit. So hy het nie 'n saak met memories of dit of luxuries nie. Nee, ons moet net asemhaal, want nou val jy om en jy gaan dood. En daar was met tye wat ek so moeg was, wat ek letterlik op die bed neergeval het, dat ek nie kon praat nie. Dat ek vir my man net moes verduidelik het, luister, kry net 'n lappie en vee my af, want ek gaan nie eers kan bad nie. Ek kon nie eers praat, so moeg was ek nie. So die basiesste, die eenvoudigste ding freak jou uit. Nou kom hulle, jou kinders moet wit skoene kry vir
netbalwedstryd vir Saterdag, dit freak jou heeltemal uit en jy gooi jou toys uit die kot uit en dan is dit die kleinste dingetjie en mense kan nie verstaan hoe ooreageer jy nie, want tot dit is vir jou verskriklik moeite. Want jy het amper nie krag om op te staan nie. Nou moet jy in die kar klim, ry, wat bo jou vermoë is amper partymal, uitklim, loop tot by die winkel, staan in 'n ry, want die ding is ook met adrenalfatiek, ek het letterlik in CNA een keer amper flou geword, dat my seun my net moes gryp, want ek kon nie te lank in rye staan nie. Maar die lank en die kort is jou hormone is te mekaar, jy's moeg na enige ding, jou spysvertering is totaal en al te mekaar, en dan natuurlik is dit ook jou bloedsuiker wat konstant laag is, en jy voel die heeltyd duiselig en lighoofdig. Nou, die groot ding is, dis nie te sê jy het adrenalfatiek as jy hierdie goed beleef nie. Dit kan ander redes ook wees. Soos ek sê, as jy menopause het, dan het jy die meeste van hierdie, en 'n ander ding wat ek nou nie eers genoem het nie, is inflammasie. Jy het verskriklike inflammasie, so jy het nou ewe skielik kniepyne, jy het nou ewe skielik skouers wat seer is, dinge wat nooit 'n probleem was nie, raak nou ewe skielik 'n probleem, rugprobleme, al daai klas van dinge. En een ding wat ons moet besef is, jou lewe is baie, of jou hele stelsel is baie intelligent. En jou selle dra letterlik memory. En soos ek ook verduidelik met ons trauma werkswinkel, is trauma gaan lê letterlik in jou selle. So daar kan 'n ding gebeur met jou toe jy 2 was, of 4 was, of 5 was, maar as jy dit nooit reg geprosesseer het nie, jy het nooit deur jou trauma gewerk en jy het 'n goddelike genesingspad geloop met dit nie, dan lê dit dormant daar en dit het die hele tyd 'n invloed. Ja, geestelik en fisie, dit geestelike invloed, dit het sielsinvloed, natuurlik hoe jy dink en al die dinge, maar dit het ook liggaamlike invloed. En dis hoekom dit ook belangrik is, in hierdie proses moet ek ook agterkom, daar's goed wat in my kinderlewe gelê het, wat toe nou eers gemanifesteer het, wat baie interessant was. En soos ek sê, dis partymal goed buite jou beheer, dis nie noodwendig dat jy nie iets daaraan wou doen nie, dis nie noodwendig of jy nie die regte ding wou doen nie. Maar partymal is dit dat die Here jou ook op 'n net bietjie wil stil staan en sê, hey, kom ons breek net 'n bietjie. Kom ons kyk net gou-gou. Hoekom doen jy dit? En hoekom het jy hierdie trigger? En hoekom dit? En dan kom jy agter, baie van hierdie goed, ja, het ek nie dalk beheer oor gehad nie, maar baie van die goed is omdat mense ingelig was en nie besef het dat jy dit dalk nie reg deurgewerk het nie en dat jy dit nog saam met jou gedra het. Ons gaan weer so vinnige breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor redes van hoekom mens sit met uitbranding in mense lewe. Ek is nou weer terug. Hallo julle, ons is terug en ons praat so bietjie vandag oor uitbranding. Sjoe, ek dink dit is regtig so belangrik dat mense hierdie in mense lewe identifiseer. En dit nie net daar los nie, maar proaktief iets daaraan doen. Maar kom ons praat 'n bietjie van redes hoekom mense partymal sit met uitbranding. Een van die grootste redes, soos as jy nou ook Dr. Wilson se boek lees, dan sal jy ook agterkom, hulle sê vroue met 2 of meer kinders is prone to adrenal fatigue. Net oor wat ek nou met jou gepraat het. Ek meen jou hele stelsel wat jy moet, veral as jy borsvoed ook, en jy moet natuurlik hierdie babietjie in jou lyfie voed en groot maak en dit trek al jou bronne en jou nutrition uit. Letterlik weet ek dink dit was met my 2de swangerskap, het my ginekoloog met my geraas. Toe sê sy, jy's besig om jouself te staaf, en nie dat ek nie wou eet nie. Ek was net so besig dat ek letterlik net gehardloop het en vinnig eet, ding geëet het, vinnig daai en 'n shakeie en nie regtig daarop gekonsentreer het om genoegsaam te eet nie. So in plaas van op te tel het ek letterlik gewig verloor. So mens doen partymal goed en jy omdat jy so besig is met ander dinge, maar ja, die lank en die kort is, as jy 2 of 3 meer kinders het, sê hulle is jy geneig tot adrenal fatigue, en natuurlik dan ook ander rede vir uitbrandings is, hulle sê baby blues, maar ek persoonlik
hou niks daarvan as iemand sê, o, jy het nie die baby blues nie, want dit klink vir my, dit is so afgewater. Dit voel vir my partymal of dit nie die kern van wat is nie baby blues nie, dit is fatigue. Dit is moegheid, dit is jy kry nie slaap nie, want dit is partymal half hierdie cliché van is omdat jy 'n babietjie het, dit is hoekom jy nou moeg is. Nee, jy's moeg want jy het nie slaap nie. Jy't moeg en jy's hormonaal wanbalans, nie oor jou afwees of jy nou die babietjie gehad het, maar ek bedoel, dit gaan oor julle stelsel saam met dit, wat ook dan onder druk gesit word. So daar is natuurlik 'n groot rede hoekom mens partymal met uitbranding sit. Veral in vandag se communities, hoekom is dit nog 'n groter rede is, in die ou tyd was jy in 'n community en die ouma was daar, die tannie was daar, die ma was daar en hulle het letterlik die babietjie gevat en die ma gehelp dat sy kan rus. In vandag se moderne lewe is jy mamma alleen en baie keer nie die ondersteuningsnetwerk van jy kyk kry oumas, is nie dat ek sê die oumas is nie daar nie, maar baie keer is dit dat die ouma bly onder in die Kaap en die dogter bly hier bo in Pretoria en dan is dit ook 'n storie van jy moet maar alleen cope. En daai is 'n groot rede hoekom maar mense sit met uitbranding. Ander rede is natuurlik as mens stres by jou werk beleef. Want onthou jy is die meeste van die tyd daar. Jy's van 8 tot 5 elke dag by jou werk en as daai omstandighede nie lekker is nie, glo vir my, dan gaan jou hele lewe nie lekker wees nie. Van 'n stres. 'n Mens se lyf is nie gemaak om die hele tyd op adrenals te hardloop nie. Heeltyd in die rooi te hardloop nie. Dis nie hoe die Here ons gemaak het nie. Die ander rede kan wees as gevolg van emosionele uitbranding, as gevolg van verhoudings. So dit kan wees dat daar 'n disfunksionele familie is, daar's voorbeeld nie gesonde grense nie, daar's nie goeie kommunikasie nie, daar's die hele tyd konflik, of jy het 'n controller in daai familie, wat alles wil beheer, en jy kan nooit jouself wees nie, want die persoon is die heeltyd besig om konstant vir jou te sê wie en wat en hoe en waar en wat. En mense is nie veronderstel om so te lewe nie. Niemand moet jou beheer, behalwe die Heilige Gees nie. Dan natuurlik is dit die huweliksprobleme wat maar hand aan hand gaan, as die man en die vrou die hele tyd miskommunikasies het, as daar alkoholmisbruik byvoorbeeld ook in huwelike is, vriende kringe wat nie lekker is nie, familie of vriende wat beklei, kinders wat nie lekker is nie, daar's bekleierigheid en ja, siblings, ons het altyd sibling rivalry, maar die groot ding is verhouding breek, kan 'n verskriklike druk op emosioneel op 'n mens sit en konstante emosionele uitbranding veroorsaak fatigue. Ander enetjie is byvoorbeeld wanneer jy 'n langdurige stres situasie moes hanteer. Byvoorbeeld, jou pa het 'n hartaanval gekry en toe moes hy na 'n huis toe gaan en toe gaan hy vinnig agteruit en dan moet jy nou weet en dis hierdie hele situasie wat jy moes hanteer en na 'n jaar dan is jou pa dood en nou is dit nou die dood wat jy moet verwerk. Die huis wat moet opgepak word, al die stres, so dit is 'n lang proses van klomp dinge wat jy moes hanteer en jy moes net sterk staan. Daai put mense adrenals natuurlik vreeslik uit. En dan natuurlik saam met dit is trauma, enige traumatiese gebeurtenisse sit verskriklike druk. Jy kan hoe sterk wees, maar as jy trauma gaan beleef, gaan dit 'n invloed hê in jou stelsel. En dis ook vir my hartseer partymal waar mense half oorgeestelik is wanneer hulle deur 'n traumatiese gebeurtenis gaan. Ja nee, die Here gaan my nie dra. Ek hoef niks te doen nie, ek gaan net alles oukei wees. Maar die Here het vir ons 'n verstand gegee. Hy het ons gees, siel en liggaam gemaak. Dit was actually die Here wat jou emosies ook gemaak het. Dis actually dit wat jou mens maak. En dis hoekom dit so belangrik is om nooit in denial in te gaan nie, maar dit face aan te erken vir wat dit is en deur die prosesse te werk. Ja, dit gaan tye wees wat jy kwaad gaan wees. Ja, daar gaan tye wees wat jy wil huil. Daar gaan tye wees wat jy hartseer is. Daar's 'n tye wat jy depressief gaan wees met trauma. Dis alles deel van die valley wat die Here daar geplaas het om jou te lei na
genesing. Maar dis natuurlik hoe jy dit hanteer en dat jy dit saam met die Here stap, laat hy vir jou closure gee en dat jy dit reg prosesseer. So daar's nou sommer net 'n paar ekstra inligting oor trauma. Dan natuurlik as jy, maar dit is nou maar net wat ek nou maar genoem het, is konstante druk. Dit kan enige tipe druk wees. Dit kan wees dat jy dalk met iemand getroud is wat narcissistiese neigings het. En dan is jy konstant in druksituasies. Want elke situasie gaan 'n konfliksituasie wees. Jy gaan niks met daai persoon kan bespreek nie, want jy moet die hele tyd op eiers loop, ensovoorts, ensovoorts. So, konstante druk wat natuurlik dan jou stresshormone opjaag, gaan jou lei na uitbranding. Dan 'n ander enetjie is perfeksionisme. O, jene, julle, en ek moes self maar bietjie gewerk het aan daai een om die balans te kry. Want ja, die Here wil hê ons moet excellent wees. Maar perfeksionisme is iets anders. Perfeksionisme is kontrol. So dit voel letterlik vir jou, alles moet in boksies wees, en alles moet uitgesorteer wees, en alles moet in sy plek wees, en dan is ek okay. En mens kan nie so lewe nie. Want die lewe is nie fixed nie. Die lewe is nie fair nie. Alles gaan nie presies uitwerk soos wat jy wil hê nie. Byvoorbeeld, jy wil nou jou troue reël en jy's baie perfeksionisties. Dit moet daai tipe blomme wees en dit moet so lank wees en dit moet presies daai kleur wees en dit moet so jy sit druk op almal en alles en dink net wat se druk sit jy op jouself. En jy sal altyd konstant in ontevredenheid lewe, want niks in hierdie lewe is perfek nie. Ons as human beings is imperfect. So daai is 'n groot enetjie wat uitbranding veroorsaak. En ja, ons kan nou nie vandag daarop stil staan nie, maar dis iets wat ook kan veroorsaak dat jy jouself na uitbranding lei en ander mense om jou. En saam met dit is natuurlik trots en hoë standaarde. As jy seker kyk, en ek sê nie, mens moet mediocre lewe nie. Ons is nou maar net, ons slaai by, en jy moet nou maar net go with the flow, en ek kan maar bietjie laat kom. Nee, dis nou glad nie waarvan ek praat nie. Maar ek praat van mense wat sulke hoë standaarde het, dat hy self nie eers daarby uit kan kom nie. Maar nou verwag hy almal om hom moet daar uitkom. So dis uit 'n gees van kritiek en krities te wees. Ek soek dit en dit en dit, en is ook entitlement en demanding, al daai goed, en dit gaan oor eintlik met performance. Jy moet die heeltyd perform. Jy kan nooit net wees nie. Jy moet die heeltyd maskers dra. Jy moet hierdie masker dra van perfeksionisme, wat ook maar hand aan hand gaan met perfeksionisme. So, alles moet net perfek wees, alles moet net goed wees, alles moet net, mens kan nie so lewe nie, julle. Mens moet partymal kan asemhaal. Ons is nie human doings nie, ons is human beings. Dan natuurlik ook 'n groot invloed is 'n lae selfbeeld. En eintlik is dit maar die hele konsep van jou identiteit. As jy nog nie 'n goeie identiteit het nie, as jy nie jou eie beste vriend of vriendin is nie, as jy nie okay is met wie jy is nie, gaan jy regtig struggle met burn-out, want jy gaan die hele tyd, soos ek nou gesê het, moet perform en almal om jou gelukkig hou, en jy gaan almal om jou die hele tyd moet probeer oortuig, luister, sien my net raak, en kyk wie is ek, en jy gaan die hele tyd needy wees om attention te kry, en affirmation te kry, en dit gaan jou uitput, maar dit gaan ook almal om jou uitput. Dan natuurlik, een van die grootste redes vir burn-out is min slaap, en ons gaan verseker een keer bietjie stil staan oor slaap, gaan klomp tips deel, wanneer om te slaap, hoe om te slaap, wat help met goeie slaap, maar min slaap, daar's niks in die lewe wat jou so kan potjie as jy nie genoeg slaap kry nie. Letterlik as jy nie genoeg slaap kry nie, kan jy doen wat jy wil, jy gaan nie gewig verloor nie. Dit gaan hand aan hand met jou hele metabooliese stelsel. Slaap wakker siklusse, wanneer jy gaan slaap. Jy kan nie nou sê, luister, ek se naguil, gaan slaap 12 uur die aand, en ek staan nou maar, 5 uur, 6 uur in die oggend op. Daai 2 ure mis jy iets, broer. Tussen 10 en 12 is die belangrikste tyd om te slaap, want die Here het dit in plek gesit vir 'n rede. Ons gaan bietjie daaroor praat. Dan natuurlik ook verkeerde leefstyl. Jy kan dalk baie emosioneel
volwasse wees. Jy kan emosioneel, jy kan 'n goeie selfbeeld hê, jy kan goed voel oor jouself, jy hoef dalk nie trauma te hê nie. Jy sê nou maar emosioneel en jou mental kapasiteit is jy lekker op dreef, jy het 'n goeie geestelike verhouding met die Here en alles. Maar jy lewe nie gesond nie. Jy eet net wat jy wil en jy oefen nie. Dan gaan jy verseker sekere goed in jou lewe aktiveer. Dis letterlik ongehoorsaamheid. Dis letterlik selfsug wat te doen, want byvoorbeeld, as jy die hele tyd nie na jouself gaan kyk nie, dan gaan jou gesondheid daaronder lê. Dit gaan jou familie en die mense wat lief is vir jou seermaak, want hulle wil nie hê jy moet suffer nie. Jy moet sukkel met kanker of jy moet sukkel met strokes of wat ook al dan die oorsaak is van die ongesonde lewenstyl. En dit is hoekom dit so belangrik is. Die is een van die crucial elemente. Dit is my so hartseer van ons moet balans hê. Jy kan 'n goeie karakter hê, jy kan goed wees met mense, maar jou gesondheid is net so belangrik. En ons gaan op 'n stadium 'n bietjie stil staan en bietjie daaroor gesels. Dan is dit ook die hele ding van wanneer jy 'n kontrolfreak is, wat seker ook nou maar hand aan hand gaan met die perfeksionisme. Jy wil alles en almal om jou beheer en jy wil die hele tyd micromanage. Daai ding skree burn-out, want jy kan onmoontlik alles en almal beheer. Want daai persoon is sy eie. Hy besluit wie, waar en hoe. Ons kan wel vir hulle raad gee, maar dis daai een se verantwoordelikheid wat hy daarmee gaan doen. So dit is ook met om die kapasiteit te hê om te let go. Om die kapasiteit te hê om ligter te kan lewe. Want jy kry hierdie mense, hulle wil alles van almal weet en dan dra hulle alles op hulle skouers en hulle wil alles saamdra. En hulle pak en pak en pak, want hulle dink hulle is amper, en dis amper soos 'n Jesus Messiah. Ek moet die redder wees vir almal om my. En ons het net een redder. Ons kan mense na die redder toe lei, maar ons is niemand. Ons is niemand se God nie, kan ek sê. Ons is nie Jesus nie, maar ons kan mense na Jesus toe lei. En dit is 'n baie belangrike element wat mens moet verstaan. Dan die ander rede vir burn-out is wanneer jy voel jy kry nie genoeg erkenning nie en jy kry nie genoeg accolades nie. So wat gebeur dan? En dis wat ek nou genoem het. Dan gaan jy oor in performance en jy voel die hele tyd jy moet jouself vir almal bewys. En dit is nogal interessant met een van die workshops wat ons nou doen, het ek gister gepraat oor jou defense mechanisms en wat 'n defense mechanisms daar alles is. En jy kry hierdie persoon, hulle moet altyd name dropping. Hulle moet die hele tyd vir jou probeer oortuig. O nee, as jy oor 'n topic praat, weet hulle net die beste. En dan noem jy oor dit, o nee, ek was daar, ek het dit gedoen en hulle weet net alles van almal en hulle moet net altyd die beste wees en is eintlik so hartseer want dit is so, jy moet die hele tyd net perform, jy voel eintlik baie ongemaklik in iemand se teenwoordigheid wat so net know-it-all is, maar die hartseer is dit is uitputtend en nee, dis nie om vry te wees nie, dit is net soos, en jy hoef nie vir alles van almal te wees nie, jy's nie idiot as jy sê, o nee, ek weet nie, ek kan vir jou uitvind, ek weet nie alles nie. Dis letterlik actually 'n kompliment as jy nie alles weet nie, want almal van ons het iets wat ons moet bydra en dit is wat die hele ding is van die body of Christ. Ons is puzzles. En jy is 'n expert in dit en ek is 'n expert in dit en so help ons mekaar. Ek hoef nie jou werk ook nog te doen nie. En dan dit is waar mens begin gemaklik raak en dis wanneer mens dan ook by genesing uitkom. Want jy kom agter wat moet jy doen en wat jy nie moet doen nie. En dan natuurlik laaste maar nie die minste nie, is frustrasies in jou lewe, daar kan miskommunikasie wees en actually die grootste rede vir dit is swak grense. Ek het wel 'n werkswinkel en dis eintlik nou waaroor ek die laaste paar jaar nogal spesialiseer is gesonde grense. Weet julle wat? Alles in die lewe kom op die ouende op dit neer. Hoe gesond jou grense is. Want hoe gesond jou grense gaan wees, gaan bepaal hoe gesond jy emosioneel gaan wees. Hoe gesond jou geestelike lewe gaan wees. Hoe gesond jy liggaamlik gaan wees. Want as jy ongesonde grense gaan hê, dan gaan jy die hele tyd burn-out voel.
of jy gaan die heeltyd frustreerd voel, of jy gaan die heeltyd voel, ek kom nie voor nie, en jy gaan die heeltyd oorweldig voel, want jy sê vir die hele wêreld ja, en jy het nie gaan sit en bereken, wat is my kapasiteit en wat nie? Wat is ek veronderstel om te doen en wat het ek nie? So ook dan by dit 'n groot rede vir burn-out is 'n overload, jou werklas is te veel. Want jy wil geen opportunity mis nie, so jy sien net ja en baie keer is mense in 'n bedryf en dan dink jy, in hierdie bedryf is dit nou maar net so, jy moet net werk, daar's nie 'n ding soos moet nie. Jy moet asemhaal en jy moet eet en jy moet die Here loof en prys en that's it. Die res is 'n keuse. En wanneer iemand jou onder daai druk sit om meer te gee as wat die Here van jou verwag om te gee, dan is dit manipulasie en beheer. En dit is die binnekring van gesonde grense. So, ons gaan nou gou weer 'n breek vat. En dan gaan ek begin praat van, hoe kan ek my situasie begin verander? So, ons gaan nou net by die eerste intrapsfases begin, van nou sit ek met hierdie burn-out, nou sit ek met hierdie overload van al hierdie dinge, en soos ek sê, daar's baie aspekte wat ons moet bespreek, so ek dink ons gaan 'n paar weke hier stil sit, en ek gaan soveel as moontlik probeer inpak, en elke week gaan ons oor 'n aspek praat. Ek is nou weer terug. Ek hoop jy kuier lekker saam met my, Lisel van Salie, tussen koffie en genade. En ons gaan nou 'n bietjie begin praat oor, hoe kan ek begin, as sien nou jy sit nou met hierdie, jy kom agter maar, ek sit met burn-out, en ek sukkel met uitbranding in my lewe. Wat kan ek begin doen om dit te verander? Ons moet onthou, jy alleen het beheer oor jou lewe. Kom ons lees 'n bietjie Filippense 3 vanaf vers 13 tot 14 en ek lees vir ons in die Amplify. I do not consider, brethren, that I have captured and made it my own. Hy praat van om te streef om soos die Here te lewe en so, en hy sê, but one thing I do, it is my one aspiration, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I pressed on towards the goal to win the supreme and heavenly prize, of which God in Christ Jesus is calling us upwards. So wat in die verlede gebeur het, is verby. Jy kan dit nie verander nie. Jy kan nie ander keuses maak. In die verlede, dit wat daar gebeur het, het gebeur. Wat jy wel het, is vandag. Wat dink jy vandag? Wat sê jy vandag? Wat glo jy vandag? En wat doen jy vandag? Dis vir my so hartseer partymal om te sien hoe mense so vashou aan die verlede. Hulle mis heeltemal om in die hede te lewe. Dit is soos wanneer jy in die kar ry, né? Nou het jy jou GPS aan, so jy het jou GPS op jou foon, jy het hom nou hierso hand-free set, né? Jy moet hom daar neersit om nou te sien Waze waartoe ek ry. En dan het jy jou 3 speeltjie wat jy kyk agter jou. Luister, is jy 'n kar wat aangery kom, kan ek draai al die klas van dinge. Nou ry hierdie ou. As hy nie voor in die pad gaan kyk nie. So nou hy kyk die hele tyd op die GPS waartoe ek moet gaan en hy kyk heeltyd in die 3 speeltjie wat agter hom aangaan. Daar en hy kyk, gaan hy voor in die karre vasjag wat voor hom is. En dis hoe ons lewe is. Partymal ons is so besig om te kyk in die toekoms in. En ons is so besig om te kyk wat in die verlede gebeur het. Ons vergeet om te kyk wat reg voor ons is. En dan ry ons driving Miss Daisy, nee. En almal moet net uit die pad uitspring. En dit is hierso, jy kies jou attitude. En jou attitude bepaal jou altitude. En dit is wat een van die goedes wat die Here vir my geleer het, is jy kan dalk nie keer hoe jy voel in daai dag nie. Jy dalk nie beheer oor dat jy uitgebrand is en jou liggaam nie meer wil werk soos wat hy wil werk nie. Maar jy het beheer oor hoe jy gaan glo en hoe ek dit gaan uitdra in my attitude, en dit is jou grootste krag. Jy moet gaan sit en analiseer en terugkyk, okay? Wat is dit wat my uitbranding veroorsaak het? En ek het nou 'n paar redes genoem.
En dit is waar jy moet gaan sit en laat die Heilige Gees met jou praat. Hy is jou goeie vriend en hy wil soveel vir jou wys. Die Heilige Gees het 'n begeerte net om te kom sit en te sê, hey, kom, ek wil net bietjie vir jou wys wat hier aangaan. Partymal is dit laat mens 'n spirit of offense ronddra. Iemand het iets aan jou gedoen en soos ek gesê, John Bevere het hierdie amazing boek geskryf, The Bite of Satan, en ek kom agter hoeveel mense sit met offense in hulle harte. En dit alleen kan jou burn-out veroorsaak. Want nou is jy offended, want die een in die kerk het jou seer gemaak, of daai een het dit gedoen. So dis mense, hulle is die skuld laat ek nou vergiftig is. Nee, die Bybel sê, jy moet jou hart beskerm. Jy moet vryspreek. Vengeance is the Lord's. En as jy dit nie gaan doen nie, wat weer ongehoorsaamheid is, dan gaan jy jou eie gif kweek. En dit gaan ten toe aan lei tot burn-out en frustrasies en ander dinge. Soos ek nou genoem het, perfeksionisme. Jy wil alles moet net in beheer wees. Hierdie hoë standaarde, ek het hoë standaarde en ek vereis dit van almal en alles. So as ek by 'n restaurant kom, dan vreet ek die waiter uit want my glas moet so staan, my dit moet dit wees. Dis nou nie vinnig genoeg nie en oral en altyd waar jy kom, is daar ongelukkigheid en onvrede en 'n streweling en 'n spirit of strife, want nee, dit moet op my standaarde wees. En dan is dit natuurlik, soos ek nou ook genoem het, is dit dalk dat jy nie gesonde grense het nie. Is dit dalk dat jy die leuns van die vyand glo? Wat is die rede vir jou uitbranding? En baie keer is dit ook dat mens letterlik nie die beginsel van rus toepas in jou lewe nie. Jy jaag van projek na projek en werk na werk en daar is nie tyd om te rus nie. Nee, vakansie is vir die voëls. Ek werk. Ek is net in hierdie drivenheid en baie keer kom dit ook uit 'n hart van jy probeer vir iemand iets te bewys. Maar die groot ding is wat ons net moet besef is, ons kan nie alles en almal om ons beheer nie. En soms gebeur dinge buite ons beheer en ek het dit nou hoeveel keer genoem. Maar jou uitkyk en jou instelling, dis 100% jy wat dit kies. Jy kan kies, gaan ek nou beter uit hierdie situasie uitstap? Gaan ek die beste doen van 'n slegte situasie? Gaan ek die problem solver word? Of gaan ek nou maar net terugsit en sê, nee, weet jy wat? Ek kan dit nou nie doen nie, want ek is die victim van my omstandighede. En baie keer dan dink mens ook, jy het nie die antwoorde nie, en jy is nie sterk genoeg nie, en jy het nie die kapasiteit om dit te doen nie. En jy kyk na ander mense en jy sê, daai mense is so lucky, en hulle het dit en dit, want hulle het hierdie ondersteuning, en jy dink actually dis buite jou. Maar weet julle wat, jy kan stoksie alleen wees, en jy kan deurbreek, as jy net die regte inligting kry. Van die Bybel sê ook in Spreuke, in all you getting, get understanding, want in dit gaan jy deurbraak hê, en in dit gaan jy in oorwinning beginne lewe. So ons moet ophou om verskonings te maak, en die heeltyd dit vir iemand anders te aan te paas en te sê, nee, maar dis jou rede dat ek uitgebrand is, en dis jou rede wat ek dit en dat, en dis julle rede dat ek so opgewerk is. Nee, dis jy wat nie kan nee sê nie. Jy voel die hele tyd obligated om ja te sê, nou sê jy ja, en nou voel jy kwaad omdat jy ja gesê het, en frustreerd, want nou moet jy dit doen, en nou is dit die ander een se skuld. Nee, van jy nie van die begin af gesê het, ekskuus, ek gaan dit nie kan doen nie. En mense waardeer dit actually eerder wanneer jy op die regte tyd sê, nee, ek kan nie, as wat jy beloftes maak en dan na die tyd dit nou nie kan doen nie. Dit is amper erger, sal ek sê. So jy moet vir jouself vra, wat sit ek in my? Wat se kos sit ek in my mond? Wat se inligting laat ek toe by my ore? Waarna luister ek? Waarmee voed ek my gees, siel en liggaam? Want dit gaan bepaal wat uit gaan kom. So as jy nie hou van die resultate wat uitkom nie, verander die input. In plaas daarvan om sitcoms te luister en na stories te kyk wat jou eintlik net frustreer en jy emosioneel omkrap, want hierdie mense het geen grense nie, kyk na dinge wat jou ophou, wat jou gaan motiveer, wat bydra tot jou groei, eerder as wat dit jou meer tap. En dan natuurlik sê ek altyd, moet jy vir jou hierdie 2 vrae in jou lewe vra. In enige iets wat jy doen, moet jy eerstens vra, wat is die motief van my hart?
Doen ek dit vir myself, want ek doen dit uit selfsug? Doen ek dit uit obligation, want ek is 'n people pleaser? Of doen ek dit vir God? So met ander woorde, doen ek dit uit godly unconditional love, of doen ek dit uit conditional love, want ek was half gedwing om dit te doen? Of ek doen dit uit conditional love, want dit is selfsugtig. So as dit enigstens is enige iets anders, as die motief van jou hart enige iets is behalwe as om God te verheerlik, is die antwoord nee. Ek gaan dit nie doen nie, want dit kos my dan te veel. So wat gaan dit jou kos? En dis die tweede ene wat jy vir jouself vra, is ten koste van wat doen jy iets? Doen jy dit ten koste van jou vrede? Doen jy dit ten koste van jou gesondheid? Doen jy dit ten koste van jou Christendom? Dan is die antwoord verseker nee, dis nie eers onderhandelbaar nie, want dit kos my te veel. En dit is hierso waar die Here vir jou 'n paar beginsels ook wil deurbreek, en dit is my altyd so mooi. In Spreuke praat hy ook van he hides away godly wisdom and store it up for the righteous. So vir daai mense wat sê, Here, ek soek U met al my hart. Here, ek wil U volg. Here, Heilige Gees, ek wil 'n pad met jou loop, en dan kom die Here en hy openbaar vir jou dinge. As wat mense soos die Israeliete is, en jy kla en jy mou en jy is die hele tyd ongelukkig oor die omstandighede. En jy is die hele tyd kwaad oor wat jy moet beleef. En dit is wat een van die secrets was wat die Here byvoorbeeld vir my deurgebreek het, en ek het dit op 'n stadium al met julle bespreek, is hy het vir my daar kom leer wat ware geluk is. Geluk is nie wanneer alles hanky-dory is om jou nie. Geluk is nie wanneer jy $1 miljoen voel en jy kan hierdie goed doen en jy het die kapasiteit om te hardloop en dit is seker geluk in 'n mate, maar hoor wat ek wil uitkom, want dit kom en dit gaan. Dis tydelik, nê? Ware geluk kom van die binne af. Wat actually, dis een van daai verborgde skatte wat die Here wegsteek, wat jy moet gaan soek. So die gawe van geluk, om gelukkig te joy, nie om joy te ervaar, is eintlik 'n gawe van die Here. En jy aktiveer dit deur dankbaarheid. En ek het 'n hele praatjie wat ek al met julle gepraat het oor die dankbaarheid. As jy hom soek, laat weet net vir Radio Kansel, of jy kan gaan soek op my website, is van die vorige opnames op Your Destiny op my website, kan jy dit ook daar kry wat ek spesifiek praat oor dankbaarheid en wat dit aktiveer in jou lewe. Want natuurlik saam met dankbaarheid kom daar contentment en 'n plek van ek is okay ten spyte van my uiterlike omstandighede. Of dit nou reën of haal, of ek nou $1 miljoen het of net R10 in my rekening, ek is content, want ek het die gawe van dankbaarheid ontdek vir dit wat die Here vir my gegee het. Ons gaan nou so vinnig 'n breek vat. En nou gaan ek net die laaste stukkie afsluit met daai akroniem wat ek julle van vertel het. So, ek het, soos ek gesê, deur die hele proses wat ek moes gewerk het van die Adrenalfatiek, het ek en Dr. Stefan ook op 'n stadium gepraat, en dan het hy 'n paar mense na my toe verwys van, wat het ek gedoen om deur dit te kom? En nou dit is meer ook praktiese antwoorde, en ek het so vinnig 'n akroniem net bymekaar gesit, wat vrede en rus spel. En elke week gaan ons net 'n afdeling van dit bespreek, en dit is net 'n paar boublokke, net om bietjie weer te gaan stil staan en te sê, okay, maar wat het ek beheer oor in my lewe, wat nie? En hoe kan ek na 'n pad loop van vrede en rus in my lewe? Okay, so ons gaan gou net weer 'n breek vat. Ek's nou weer terug. Hallo julle, ons praat nou 'n bietjie oor die verskillende aspekte van hoe om by rus en vrede uit te kom, né? So ons gaan nou die akroniem vat, vrede en rus. En elke week gaan ek 'n lettertjie hanteer. En dis maar net ook om 'n makliker manier om sekere aspekte te verstaan van hoe om die burn-out te voorkom en hoe om by vrede en rus uit te kom. So die eerste lettertjie is natuurlik V, en dit staan vir verandering en vir vereenvoudiger. Julle, ons maak die lewe vir onsself so onnodig complicated, né? So ons moet ons lewe decomplicate. Dis om 'n eie woord wat ek nou hier opmaak. So jy moet by 'n punt uitkom waar jy besef jy kan nie aangaan soos wat jy aangaan nie.
Baie keer dan voel ons gedwonge om ons het hierdie dreef en ons moet dit, maar as jy regtig gaan sit, maar hoekom? Wat? Ja, jy gaan miskien vir mense ontstel en mense gaan kwaad wees as jy nou nie meer, maar hoekom moet jy jou gesondheid en jou goddelikheid verloor om 'n mens gelukkig te maak, as jy sien oor wat ek sê? Daar moet iets verander, veral as jy by adrenal fatigue sit, as jy dit geaktiveer het in jou lewe, of jy sit in burn-out, daar moet iets verander, en dit moet drasties verander. En dit is waar ek die kop skuif gekry toe ek daar by Dr. Steven Skuma sit, en hy verduidelik dit toe vir my, en hy sê toe ook vir my, luister hierso, dit gaan tot 2 jaar vat, en op die ou ende toe dit my net 'n jaar gevat, so by the way, omdat ek dadelik besef het, ek sal moet sekere goed in my lewe implementeer. Ons moet desperaat wees om te verander. Anders te gaan niks verander nie. Jy gaan bly net waar jy is. Jy gaan die res van jou lewe sukkel met moegheid, jy gaan die res van jou lewe sukkel met inflammasie en al hierdie klas van dinge, as jy nie gaan beheer neem. En so praat van beheer, as jy wil beheer, hierdie moet jy beheer oorneem. Jou keuses, wat jy toelaat in jou hart, wat jy toelaat in jou gedagtes. Jy moes al baie van hierdie goed al lank terug verander het, maar ons het dit getolereer, soos byvoorbeeld die people pleasing wat ek oor gepraat het, of daai hardkoppigheid, daai eie sinnigheid van jy wil net nie aanpasbaar wees nie, jy wil net dinge doen soos wat jy dit nog altyd gedoen het, en dit is hier waar jy moet sê, luister, ek kan nie anders soos wat ek altyd aanhou nie, dis besig om my gesondheid op te eet, en is hier waar jy nie meer 'n keuse het nie, jy moet of begin gesonde grense stel, of niks gaan verander nie. En jy gaan bly waar jy is, en jy gaan inteendeel vinniger doodgaan, as wat jy veronderstel is om dood te gaan. Soms is dit ook as gevolg van dinge wat buite ons beheer is, ek het al daaroor gepraat, maar jy het altyd 'n keuse wat jy gaan doen. Jy kry mense wat dalk lelik is met jou, jy kry mense wat jou wil beheer, maar hulle kan niks beheer, as jy nie vir hulle die toestemming gee om dit te doen nie. So dis weer eens waar jy moet kies om verantwoordelikheid te vat vir jou eie verandering. Verantwoordelikheid te vat vir jou eie lewe en vir jou gesondheid. So die eerste vraag wat jy vir jouself moet vra is, en dit is waar jy moet sit, jy moet vir jou boekie kry, en jy begin neerskryf, en laat die Heilige Gees met jou begin praat, vir jou sê, wat moet jy verander in jou lewe? Kan in die eerste plek sê hy byvoorbeeld vir jou, jy's nie flexible genoeg nie, jy's te fix in your ways. Nee, ek is nou maar hoe ek is, en almal moet my net so aanvaar. Die oomblik as jy dit sê, dan expose jy jouself, want dan het jy nog nie in jouself gesterf nie. Want iemand wat in Christus Jesus gesterf het, sê, Here, ek behoort nie meer aan myself nie. U het my gekoop. So ek moet vinnig my trots afsny, want ek moet aanpas by dit wat die Here wil hê ek moet wees. En dit is weer eens, wat mense ook sê, is daar trots in my lewe? Is daar daai hardkoppigheid? So aan die een kant moet jy daai lysie begin maak, Here, wat moet ek verander in my lewe? En dan begin jy inligting te kry. Ek meen, ek het 'n hele magdom kursus, ek het 'n kursus vir jou oor gesonde grense, ek het vir jou kursus oor gesonde gewoontes, ek het vir jou kursus van, wat doen jy as jy genesing nodig het met trauma? Daar is antwoorde, en ons het nie meer verskonings om te sê, nee, ek weet nie hoe om dit te doen nie. Daar is stappie vir stappie, daar is terapeute wat jou kan help, daar is boeke wat jou kan help. Maar die ander kant is, hou dit eenvoudig. Ons moet ons lewe vereenvoudig. Jy moet dadelik kyk, wat is daar in my lewe wat onnodig is? Onnodige drama, onnodige stres. En weer eens kom perfeksionisme hier in, want is ek so perfek, dat ek letterlik die heeltyd in frustrasie is, van die toddlers hardloop hier rond, en die speelgoed lê die oral rond, en hulle wil nie vir my luister, en ek probeer hy knoppie druk, maar kan hulle nie stil kry nie. Ek lag altyd, baie keer is dit soos, jy kuier by mense wat nie kinders het nie, en dis letterlik of hulle dink 'n kind het 'n knoppie wat jy druk en sê, hou nou op hardloop, hou nou op skree. 'n kind is 'n kind, maar luister, ja, dissipline, baie belangrik in 'n kind se lewe, maar ewen in dit kan jy hulle nie beheer nie, en dit is waar
ek moes geleer het om van my perfeksionisme ontslae te raak. Ek sal nooit vergeet nie. Livan was so 8 maande oud, dis my eerste seun. En ek het so 8, 9 maande oud. Ons het blokkies gespeel of iets sê en ek het so oor die blokkies geloop en ek trap op daai blokkie en as jy nog nie op 'n Lego blokkie getrap het nie, verstaan jy nog nie dis die seer van pyn nie. Maar dis nie eers van die klein blokkies nie, dis die groter Lego blokkies nou natuurlik. En ek is so moeg en ek is so oorweldig. En my man kom net daar by die huis en hy sê, wat nou? Hy sê, ek sê net, ek het nou net besef, ek is so kwaad vir myself. En hy sê, hoekom, wat nou? Hy sê, want ek het so geloop oor die blokkies en is letterlik of die Here vir my gesê het, jy moet okay begin raak met chaos. Anders te gaan jy nooit okay wees nie. Dis letterlik wat ek vir die Heilige Gees gehoor het van, daar gaan 'n tyd wees in jou lewe waar dit chaos is, wat jy nie kan gaan beheer oor jou huis gaan hê nie. Daar gaan oral speelgoed rond. Nie dat ek sê mens moet in die chaos lewe nie, maar dit gaan nie perfek kan lyk nie. Daar gaan spasie wees waar kindertjies kan verf. Daar gaan 'n spasie wees wat kindertjies kan kindertjies wees. Want 'n messy house is 'n happy house. Alles gaan nie soos 'n garden and home huis meer lyk nie. En toe ek vrede maak met dit, toe begin ek die joy te sien om saam met die kinders te speel en saam met hulle met modderkoekies te bak en dan sal ek byvoorbeeld vir hulle pasta gee en dan mors hulle op die vloer en ja, weet sensories, speel met die goed, speel met die pudding, speel alles. Ons sal dit nou weer skoon maak. En dit is wat mens net moet besef. Byvoorbeeld ook, nou kry jy mense, en sekere mense kan dit seker hanteer, en dit was ook nog of my interessant toe Stefan vir my die hele ding verduidelik het van adrenal fatigue, het hy vir my gesê, jy kry mense wat hardlopers is, hulle sprinters, en dan kry jy mense wat net kan loop. En hy sê toe vir my, luister, jy kan eintlik net loop, maar jy dink jy's 'n sprinter, so jy moet leer, jy moet inpas by die kapasiteit wat by jou lewe pas en wat jy kan doen. En dit is ook hierso waar ek toe agtergekom het, luister, ek is nie daai mamma wat wil gaan kamp met 'n kleintjie nie. Ek onthou ons het gaan backpack op 'n stadium in Europa, voor ons nou kinders gehad het, en dan was hierdie couple, en die babietjie was agter op die rug, en die backpack was hier voor, en ek het hierdie ding net so gekyk, ek was kom maar uitgebrand vir hulle party, gedink, are you crazy? What are you doing? Want daar's 'n tyd en daar's 'n plek vir alles. En partymal dan dink jy net die kind moet inpas in my lewe en nou moet ons nog steeds gaan kamp. Nie dat ek sê jy hoef dit nie te doen nie, maar as jy voel dis vir jou meer uitputtend om te gaan kamp met 'n kleintjie, dan doen dit. Daar's 'n tyd en plek wat jy weer gaan kan kamp. Daar's 'n tyd en plek wat jy weer met fietsse gaan kan rondry. En baie keer is dit of mens dink die kind moet by my lewe inpas. Nee, jy gaan moet aanpassings maak. En dit is hier waar mens aanpasbaar moet wees en aanpas en sê, Here, maar wat is daar dat ek fix this in my ways, wat ek moet vereenvoudig. Wat is die doel van dit wat jy wil doen? Bring dit vrede, gee dit rus, of sit dit net onnodige druk in my lewe? Hoe dink jy? Wat is my verwagting? Want baie keer het ons sulke hoë verwagtinge, dat ons in die teleurstellings jou eintlik uitbrand, want jy voel die hele tyd teleurgestel, want jy het hierdie verwagtinge, hierdie persoon moet dit doen, jy het 'n verwagting, so jy verwag soveel van mense om jou, en dan is jy die hele tyd teleurgestel, en dis eintlik baie onregverdig, want don't have that expectations, en dit is nou juist daai wat ons as mamma so daaraan moet werk, want ons dra dit net so oor aan ons kinders, en dit het 'n groot invloed ook in die huwelik. So ons veroorsaak onnodige konflik en onnodige stres in ons lewe, want ons het te hoë verwagtinge. So ons moet ons lewe vereenvoudig, en ons moet dit verander. En daar's ook, as jy nou lees in die Message Translation, ek dink is Spreuke 13 vers 7, wat sê, a plain and simple life is a good life. Ons wil partymal dinge net te veel overcomplicate. En dit kom ook weer eens staan, baie keer het mense weer baie hoër verwagtings van ons. Soos hierdie vriendin, sy's needy en sy verwag jy moet elke dag gaan bel. En sy sal vragies offended wees as jy vir haar sê jy kan nie met haar praat nie. Dis verkeerde verwagtinge. En dis weer eens van 'n mens onkundig is en jy weet nie van beter nie. Jy hoef nie elke liewe dag met jou ma te praat nie. Ek praat nou van jy's getroud, jy het jou eie lewe. Jy hoef nie elke dag met jou ma te lewe nie, dis codependent. Jy's jou eie mens. Jy kan eenmal, tweemal 'n week met jou ma praat, maar elke liewe dag
dis nie meer nodig nie. En dit is dan daai tipe van dinge van dinge in mense lewe wat jy onnodige stres in jou lewe plaas. As mens net byvoorbeeld praat van eetgewoontes. Nou eet jy die hele tyd suiker. Daai sit druk op jou stelsel. En dan kom jy nie agter, o jene, ek voel eintlik sleg oor dit wat ek in my mond insit. So die is ons eerste stap van vrede en rus. En dit is, kyk wat moet verander in jou lewe. En waar moet ek dit vereenvoudig in my lewe? Ons gaan net gou 'n laaste breek vat en dan gaan ons alles net gou saamvat wat ons alles vandag oor gepraat het. Ek is nou weer terug. Hallo julle, ag jene, dit was nou so lekker om hierdie laaste 2 ure saam met julle te kuier en ek wil net gou afsluit en 'n paar van dit wat ons nou oor bespreek het, 10 elemente net weer vasvat. So eers het ons gepraat, onthou jy alleen het beheer oor wat in jou lewe gaan gebeur. Jy het beheer oor vandag en wat gaan jy met dit doen. Tweedens, wat in die verlede gebeur het, is verby. Jy kan niks daaraan verander nie. Jy kan net aan vandag werk. Nommer 3, wat jy glo, dit gaan jy wees. En daai is jou grootste krag. Nommer 4, jy moet op 'n punt uitkom waar jy besef dat jy nie meer so kan aangaan nie en dat jy iets moet verander en jy moet verantwoordelikheid vat daarvoor. Nommer 5, verandering gaan net gebeur as jy dit kies en oorgaan in aksie. Dit gaan nie net uit die lug uitval nie. Jy moet dit intentioneel toepas. Nommer 6, vereenvoudig jou lewe en sny alle onnodige stres uit jou lewe uit. Jy gaan analiseer wat is daai dinge wat onnodige druk in jou lewe plaas. Nommer 7, ons wil nie die gemaak of kan ek dit so stel. Jy wil nie gemaak hê van 'n gesonde lewenstyl, maar ons is nie altyd bereid om die opofferings te doen wat dit nodig het om te doen om daar uit te kom nie. Nommer 8, jy moet gaan stil staan en gaan kyk na jou lewe en 'n lysie maak. Wat is dit wat stres in my lewe veroorsaak? Wat steel my vrede? En is letterlik soos 'n black book wat jy saam met jou moet dra en sê, okay, die ding is nie van die Here af nie. Die ding is nie van die Here af nie. Hierdie het ek getolereer in my lewe. Hierdie is ongesond. Okay. Nommer 8. Of nee, ekskuus, ons nou by nommer 9. Okay, ja, nommer 9. Maak 'n lys van wat jy beheer het in jou lewe en wat is buite jou beheer. En dan laaste, onthou die mag lê in dit wat jy besluit om te doen. So jou keuse in jou lewe, dit bepaal jou leefstyl. Ongesonde leefstyl, baie keer dan het mens sekere goed in jou lewe wat geaktiveer is en soos ek sê, ek gaan later bietjie meer daaroor praat. En nou is dit soos, o nee, dit is in my gene, dit is dat. Baie keer is dit as gevolg van verkeerde keuses wat ons maak. En julle, dit is so 'n belangrike aspek in ons lewe. So volgende week gaan ons 'n bietjie praat oor wie probeer jy beïndruk? En ons gaan bietjie praat oor jou roeping en dit wat die Here in jou geplaas het om te wees. En hoe belangrik dit is om daai konsep te verstaan, want by dit gaan ons ook dalk naderhand begin in dit invul wat die Here van die begin af vir ons beplan het om te wees en wie en wat ons moet wees. Dit was so lekker om saam met julle te kuier. As jy enige verdere navrae het, soos ek gesê het, kan jy gaan loer op Your Destiny. Daar is die meeste van die opnames wat ek laai, soos wat ons deur dit gaan. Of jy kan vir Radio Kansel direk skakel om te vra vir enige van die programme. Ek was so bly, of dit was my lekker, net om met julle bietjie weer ook net 'n deel van my getuienis te deel. En ek hoop regtig dit kon iets vir jou beteken het. En dat die Here vir jou vandag iets kom wys het. Van jy hoef nie vir altyd daar te bly nie. And it doesn't have to define you. Jy kan actually by 'n plek uitkom van genesing. Geestelike, emosionele en fisiese krag en genesing. Mag julle 'n wonderlike oggend verder hê. Ons kuier weer volgende week. Sien jou daar. Totsiens.